vrou hierso, vanoggend voor op die pulpit, hierdie is 'n groot verantwoordelikheid. Jy kan hier kom staan en soos pastoor sê allerhande toertjies uitvoer nie. So Johan, ek wil nog net dankie sê pastoor Nicolaas, dat hy my die geleentheid gegee het om vanoggend met julle kan kom deel. Ek weet hy is lekker, ek moet hom in die week gepraat daar in Oester, hy kyk lekker saam met sy familie, sy kleinkind, sy ou hulle weer baie besig. So ek wil nou vanoggend met julle deel oor 'n getuienis van slaaf tot seun tot meer as 'n oorwinnaar. Maar voor ek begin, wil ek gou 'n grappie vertel, mag ek maar 'n grappie vertel? Dis nou 'n Brakpan grappie hoor, want ek kom van Brakpan af. So, daar in Brakpan, aan die einde van die maand, hoe weet jy dat die mense, ek gaan nou 'n Engelse woord gebruik, pay gekry het? Hulle sê, is al die kindertjies se asem na belounie ruik. So, ja, ek kom van die Oosrand af, van Brakpan af, ek is getroud, maar die venter, my vrou kan nie wees, sy het ander verantwoordelikhede. Ek het 3 seuns, Samuel, Joshua en Timmy. Hulle kon, Samuel is al nie, Joshua is ook nie, hy slaap nog, hy is bietjie moe van die rugby van gister. Maar ek is regtig geseën om hier te wees vandag, om die woord met julle te deel, en by getuienis, jy kry nie altyd kans om dit te doen nie, of daar's nie altyd geleenthede nie, omdat ons so besig is, en ek hoop regtig vanoggend die Here stig julle met die woord wat ek vir julle wil bring. Daar is baie skrifgedeeltes, so ek het 'n bietjie van Nikkie ook gekyk vanoggend. Ek gaan in Engels lees, ek lees nou al van 2004 af Engels en die NIV Bybel, dis waar ek uit gaan lees as ek lees. So die ouens, wees maar net geduldig, ek sal die Afrikaans ook sê, maar ek gaan begin in Handelinge 9, of ek gaan nou sê in Engels Acts 9, moet ek daar kom, my plek. En hierdie is Paulus wat ons pad is na Damaskus toe om die Christene te gaan vervolg, en die skrif het die Here vir my gegee nadat ek my hart vir hom gegee het, en dit sê hierso, toe Paulus op pad was, het hy gesê, en het sê die volgende vers 18, Handelinge 9 vers 18 sê het, immediately something like scales from Saul's eyes, and he could see again, and he got up and was baptized, and after taking some food, he regained his strength. Ons almal stap paadjies in ons lewe, en die pad wat ek gestap het is nie 'n lekker pad nie, maar ek is dankbaar vir die pad wat ek gestap het, want as ek nie die pad gestap het wat ek gestap het nie, sou ek nie gewees het waar ek is vandag nie. So my lewe was maar wild gewees, as 'n kind groot geword, ek het 'n baie abusive pa gehad, in die sin van, nie fisies nie, maar hy het my altyd afgebreek, hy kon nooit niks goed vir my sê nie, as hy nugter was. Nou as hy 'n paar doppe ingehaat het, dan is ek nou nie die seun en die rugby speler en die beste kind gewees, weet. Maar ek moes altyd gehoor het hoe sleg is dit, ek sal dit nooit in die lewe maak nie, weet. So van jongs af is daar dood oor my lewe gespreek. Van my pa se kant af. My ma altyd lief gewees vir my susters. En dit het 'n gevolg gehad, en ek sê nie dis die oorsaak van dit wat ek gedoen het nie, maar dit het tog 'n impak op my lewe gehad. En as jy vandag hier sit en jy kan relate tot dit, dat weet abusive father, abusive mother, abusive relationships, weet verhoudings en daai goed. Sorry vir die Engels en Afrikaans, maar so hy was 'n goeie pa, maar hy was 'n harde pa gewees. En ek glo ons almal het in harde pa's groot geword. Van hom is in die 70's gebore, het in die 80's groot geword, in 90's. Hy was maar 'n ander generasie gewees. Maar ek is dankbaar vir my pa gewees. Hy is oorlede in 1993, het hy dood verongeluk. Op pad na een van sy plekke waar hy moes gaan. En my lewe het 'n radical draai daar gevat. En ek het begin rebels raak op skool, by die skool toe gaan nie, ek het begin rook, begin drink. Jy weet die normale goedjies wat ons maar gedoen het. Vandag se kinders, hulle tjoef nou en al die ander goedjies, maar nog steeds. En ek het heeltemal 'n hand uitgeruk, en my ma het nie geweet wat my aan te vang nie. En die beste opsie vir haar was, stuur my weermag toe. En ek het opgeëindig in die weermag 1993 met diensplig gaan doen, en ek het ingeklaar in Pretoria by die tegniese dienskorpse. Dus ek oor Appington toe waar ek my basis gedoen het, en dus ek infantry skool toe in Oudtshoorn om my jails kursus te gaan doen om 'n instrukteur te word in die weermag. In daai tyd het ek my eerste vrou ontmoet. Ons is getroud, baie jong getroud, ek was 20 jaar oud toe getroud is, 23 toe geskei is. Ek het 'n seentjie by haar, sy naam is Kenneth. Hy word hierdie jaar 30. En so ek het ook nooit 'n verhouding met hom gehad nie, omdat
my verlede, dan kom ek vertel julle wat gebeur het. Nadat ek nou die weermag uit is, ek en sy uit mekaar uit is, toe raak ek 'n volslae alkoholist. My hele lewe het om drank gedraai, elke oggend, laaste ding moet gedoen het in die aand, so dop, voor ek opstaan in die oggend, het ek my bier gedrink, so ek het heeltemal vervalle in alkoholisme, en saam met dit met dwelms. En met die gevolg is ek het my hele lewe vernietig. Ons het eendag gaan kuier, ek het met my vriende, en op pad terug van die kuierplek af het ek 'n motorvoertuig ongeluk gemaak, en my vriend is oorlede in die ongeluk. En hulle het my aangekla vir strafbare manslag. En natuurlik het my ma my aangekla vir gebruik van voertuig sonder eienaars toestemming, omdat die versekering nie die eis wou betaal het nie, omdat ek onder die prop was, bietjie drink, ek was ver weg gewees. Ek kan nie onthou wat gebeur nie, maar hy is dood in die ongeluk, en eventually eindig ek op in die gevangenis. Hulle sluit my toe vir strafbare manslag, gee my 1 jaar gevangenisstraf, en ek gaan toe in my tyd, maar in die gevangenis ontmoet jy nou ander mense, wat nou bietjie meer geadvance is, weet, as dit nou kom by kriminele aktiwiteite, en julle gaan nou verstaan hoe ek sê. En dit is 'n leerskool daai vir kriminele aktiwiteite, want jy gaan, ek is 'n goeie kind gewees, 'n goeie jong man gewees, maar toe het ek met die verkeerde ouens die mekaar geraak, en ek is in die tronk en ek is toe uit, en ek het hierdie ouens buitekant weer ontmoet, en toe raak ons betrokke by syndikaat. In 1998. Toe het ek by die syndikaat betrokke geraak. So, en toe Steemans was pleegbedrog by die besies bewe. Kyk, alles wat kan bewe en beef het ons gesteel. Van konstruksiemasiene reg deur tot checkbedrog. En eventually vang hulle my, maar in daai tyd is ek nou nog steeds alkoholist. Ek gaan aan, buiteegtelike verhoudings, ek gaan mal, my eerste vrou, ons is geskei, ek is geskei toe van haar alreeds. En ek stap op die pad en saam met die ouens en ons word eventually toegesluit. Vang hulle my. Dankie Here, hulle my gevang, want ek weet nie wat so gebeur het nie. Ek sou seker nou iewers in 'n graf gelê het of weer doodgeskiet gewees het of ietsie, maar hulle sluit my toe en ek gaan gevangenis toe op weer waiting trial. En in daai tyd het hulle my aangekla vir 16 sake. 16 sake in 2001 was 1.6 miljoen rand nog 'n bietjie baie geld gewees. En hulle sluit my toe en ek is in die gevangenis en ek sit in 'n waiting trial en eventually word ek gevonnis. En maar in daai tyd rafel ek maar lekker uit in die gevangenis. Raak betrokke by die verkeerde dinge. En ek gaan toe om gevonnis te word. Hulle en intussen tyd het ek nog paroolbreek ook gehad. So ek was uit op parool gewees en toe breek my parool. So ek het nog 2 jaar paroolbreek oor. En ek gaan hof toe en hulle sê vir my, okay, pleit skuldig op 3 sake en dan trek as die ander sake terug teen. Ek sê nie is fine, is 'n wagen. Hulle vonnis my toe 3 jaar op die eerste saak, 3 jaar op die tweede saak, 3 jaar op die derde saak, plus 2 jaar paroolbreek. So dit is nou 3, 6, 9 is omtrent 11 jaar. En hulle maak dit saamlopend. Maar in daai tyd saamlopend beteken ek moet eers my parool uitdien. So ek moet my 2 jaar doen voordat ek my regte vonnis wat ek nou gekry het kan begin uitdien. En ek gaan toe terug gevangenis toe en toe kom dan nog 'n saak op in Rustenburg. En dit is ook 'n saak van bedrog en diefstal en ek gaan toe, hulle stuur my soontoe, ek gaan met die transfer gaan ek soontoe. En ek is toe in die hof word skuldig bevind deur die landros. Hy sê vir my, ek gaan my vonnis, ek gaan my 4 jaar gevangenisstraf gee. En ek sê toe wel, is fine en hulle stel die saak weer uit en ek is terug. Maar in die tyd, omdat ek behoeftes het, in die sin van ek is 'n verslaafde aan dwelms, alkohol, so ek moet daai habit support. Ek moet iets doen om te kan survive daar binnekant, weet. Dis moeilik in die tronk, dis nie maklik nie. Soos julle kan aflei, ek was in die tronk gewees, ek was amper 8 jaar in die gevangenis gewees. En toe het ek nou begin met die dwelms en in daai tyd raak ek betrokke by die bendes. So in die tronk is daar hoofsaaklik 3 groot bendes, 26, 7 en 28. Dan jy jou Big 5, jy Air Force 3 en Air Force 4 en dan jou Franse en Vou-Franse. En ek raak betrokke by die 26 bendes. Nou hulle werke is geld, hulle hanteer basies die geld, die dwelms en alles in die gevangenis wat met geld betrokke te doen het. En ek besluit toe nee, ek gaan 'n 26 bende lid word. Ek gesluit aan by die bende, ek doen my hele Mchilo, hulle noem dit Mchilo. So die hele kursus wat jy doen,
om 'n rang te kan kry. So jy stap nie net daarin en nou is jy 'n bendelid nie. So ek moes 'n 6 dae training period deurgaan, 'n 6 dae wat hulle my geleer het, die Mchilo. So Mchilo is 'n sekere manier van praat in die gevangenis, sodat ander mense jou nie kan verstaan nie. So ek sal langs jou staan en ek sal praat ook, jou gaan roof, maar jy sal nie eens weet ek praat van jou of ek gaan jou roof nie. So dis 'n spesifieke, 'n unieke taal aan die gevangenis in die gangsters. So ek was 'n 27 gangster en toe is ek nou Rustenburg toe en ek is daar en ek wag vir my vonnis en daar's 'n oomie daar, so ek sit in enkelselle. Ek is 'n hoë risiko en daar's 'n oomie wat altyd daar gekom om Charles te sê na my sê, hulle het so 'n groepie gehad. Nou kyk, ek het 'n Christen kon ek nie verdra het nie. Jy moes nie voor my gekom het nie, ek sê jou iets aangedoen het, want ek was kwaad vir almal en alles. Ek was kwaad vir God en hy het elke week om karring uit daar, hy kom saam met my, ons bid en ons lees Bybel. Ek sê, maar ek staan nie belang in jou goeders nie, asseblief. Ek is hier so op my tyd uitdien en dis hoe dit is. En uit elke week, so vir 4 weke, het hy so by my heel tyd kom neg en eventually toe wip ek my. En maar 'n goeie wip. En ek sê, okay, oom, ek gaan nou saam met jou gaan en ek gaan hoor wat julle nou hiervan praat. Weet dat ek nou net, dat ek net kan stil kry en van middag af kan kry. Ek is nie lus vir die stories nie. En ek is toe eventually saam met die ooms en toe en hulle het daar gesit, gebid, gepraat van Jesus en weet alles wat ons weet vandag of leer vandag en dit het my nogal in my hart getref. En ek is daar weg en dus ek die volgende week weer terug, want ek het daarvan hou en 'n derde keer het ek weer gegaan. En die ou wat die klasie aangebied het, of die groepie aangebied het, sy naam was Hendrik. En hy sê vir my, Louis, weet jy wat, nou wil jy nie maar jou lewe met die Here uitsorteer nie. En ek sê vir hom, ja, ek wil, maar hy sê, jy hoef nie vandag doen nie, kom terug volgende week en praat, en ek weet, as Venter nie vandag doen nie, dan doen ek het nie, ek is daai tipe persoon, ek as hy ding doen, wil ek hom nou doen. En 12 Februarie 2003 gee ek my hart vir die Here in die gevangenis, vind hy my daar, en dis waar die skrif van inkom van Paulus en Silas, of waar Paulus die skrif van sy oog geval het. En toe ek daai ontmoeting met die Here het, die 12 Februarie, my oog gaan oop, en ek sien al die verwoesting wat ek in my lewe gesaai het. Ek praat over my ma, my susters, familie, vriende, dit is 'n slagveld hier agter my, is net lyke wat lê, mense wat lê, soos ek op my eie missie aangegaan het, want hoe meer ek jou lewe kon vernietig het, hoe beter dit vir my gegaan. En ek gee my hart vir die Here en ek besluit, ek gaan hierdie pad stap, maar nou intussen tyd rook ek nou nog dag aan, ek rook nog sigarette en ek slaan nog wet en ek doen, verstaan, jy is mos nie dadelik, jy is gered en nou is jy heilig nie, ek stap nog daai paadjie, ek maak nog 'n bietjie droog, baie droog. En hulle vang my toe eendag met 'n klomp dagga wat ek gesmokkel het en lang storie, kla my aan daarvoor. En my saak is uitgestel toe, daai saak wat ek van praat in Rustenburg tot die 12de, presies 'n maand nadat ek tot wedergeboorte gekom het, Maart maand, die 12de Maart. En ek gaan gevangenis terug na die hof toe. Maar nou voor ek daar kom, sê die Hendrik ou vir my, hoor jy so, Louis, begin lewe spreek oor die situasie. Begin lewe spreek, en ek dink, wat 'n lewe, waarvan praat die ou? Ek weet niks van lewe spreek nie. En hy sê vir my, nee man, praat positief oor hierdie ding. Weet, begin sê, Here, ek is skuldig, Here, ek het dit gedoen, ek was verkeerd. Ek is jammer daaroor, Here, vergewe my daarvoor. En nou is dit so vierkant, wat jy in oefening doen, is nie groot nie, is seker 6x6, wat jy so in die rond te loop die hele tyd, wat jy nou 'n bietjie oefening kan kry, as jy uit die saal uitkom, want jy is 23 uur toegesluit, en jy is 'n uur uit in 'n dag, so gevangenis is nie lekker nie, daai wat hulle op die TV vir jou sê, hulle het lekker TV's en internet en wifi, is nie so nie, hoor, jy betaal dan met jou lewe daar binnekant, as jy nie steenstelsels het nie, wat ek nie gehad het nie. Steenstelsels is mense wat vir jou kom kuier, vir jou kos bring, vir jou goeders bring, ek het dit nie gehad, my ma het my heeltemal afgeskryf. En ek gaan toe die 12de, en ek loop nou elke dag loop ek in die sirkel, ek vertel nou vir Attie, my Tommy, hoe die oom het gesê, ek moet dit doen, en ek doen dit, en ek loop in die rond, en ek sê, Here, ek is jammer, ek is skuldig, ek het dit gedoen, ek weet. En die 12de Maart, die oggend staan ek op, en ek maak my Bybel oop, en dis in Matteus die skrif, en die woord sê, laat jou ja wees, en jou nee wees, dis al wat ek kan onthou. En ek is die oggend daar uit, en nou sit ek onder in die sel, ek wag dat hulle my moet oproep om my te vonnis, ek staan skuldig bevind, ek my vonnis kry. En
my prokureur kom nie uit nie, hulle kom nie, ek verstaan nie wat aangaan nie, en eventually na middagete roep hulle my op, en die landros sê vir my, meneer Venter, ek weet, jy is skuldig, maar ek gaan jou onskuldig bevind vandag, ek gaan die saak teen jou terugtrek. En dit is 'n wonderwerk, want dit is net die Here wat dit kan doen. En ek besef dat God reeds by daai man gewerk het, voordat ek nog by hom uitgekom het, om hom te praat oor my saak. En die Here doen 'n eerste wonderwerk in my lewe. Daar is die grootste, 'n tweede grootste wonderwerk, na my redding. En hy trek die saak teen my terug, en ek loop daar uit. Ek gaan terug tronk toe. Nou sit ek met 9 jaar plus 2 jaar, dit is baie tyd. En plus die 14 naby, sou ek amper 'n baadjie gekry, so hulle noem dit 'n baadjie is 14 jaar plus. En ek sit daar by AT&D, en Dotas van die nommer roep my nou, en Dotas is ouens wat hoog in die nommer op is, hoor hang uit, en hulle roep my en sê, Louis, wat het gebeur? Ek sê nee, ek het die saak getol, ek het gewen, weet hulle die saak teruggetrek, en hy gee vir my 'n klomp dagga, hy sê vir my gaan rook saam jou pelle, wees bly, en ek gaan sit op my bed, hy sit AT langs my, en hy sê vir my, Louis, weet jy wat, hy sê vandag hierdie dagga gaan rook, nou weet jy wat se klap gaan dit in die gesig van die Here wees, vir wat hy vir jou vandag doen het. En dan kom 'n krag oor my, julle weet daai Handeling 1 vers 8 krag, daai dynamis krag kom oor my. En ek begin huil, nee. Maar ek huil. Ek weet nie hoeveel ure het ek daar gelê en huil nie. Net op ek het net gesalk, ek het net opgegee, ingegee, op daai oomblik alles vir die Here gegee, en sê Here, hier's alles Here, ek kan nie meer nie, en dit was ure gewees. En toe ek daar opstaan, hoeveel ure na dit, seker 2-3 ure, ek weet nie hoe lank was dit nie. Toe weet ek, die Here het my vrygemaak. En op daai aand, 12 Maart, maak hy my vry van dwelms, van sigarette, van alkohol. Toe kom maak die Here, doen hy 'n wonderwerk in my lewe. En tot vandag toe, dis 24 jaar later, het ek nog nooit weer aan 'n sigaret gevat, ek het nog nooit weer aan 'n alkohol gevat, ek het nog nooit weer die dinge gedoen wat ek gedoen het nie. So die Here het geweet op daai oomblik wat hy in my lewe wil doen, en my vrygemaak het. Ek is toe eventually terug van daar af, Boksburg gevangenis toe, waar ek my tyd uitgedien het. En in daai tyd het hulle my ook in isolasie gesit, vir my beskerming. Ek het besluit, ek gaan nie meer wetslaan nie, ek wil nie meer deel wees van die stelsel nie. Ek gaan die Here dien met my hele hart, siel en verstand. En Creer, een van die Dotas kom by my en sê vir my, Louis, ek sien jy is meer aktief betrokke by die nommer nie, wat gaan aan? Hulle vra my vrae hierso. Ek sê nee, ek stel nie meer belang in dit nie. Ek wil die Here dien, ek gaan die Here dien met my hele hart, siel en verstand. En as ek nou moet doodgaan, dan moet ek maar nou doodgaan daarvoor, maar ek staan vir my staan, ek staan vir die Here. En hy is toe daar weg, en eventually kom Klaai vir my, en hy sê vir my, hulle hoor nou, ek wil nie meer wetslaan nie. Ek sê ja, hy sê wel, ons gaan jou los, maar onthou net een ding, jy kan nie vandag wetslaan, en halleluja, en prys die Here, en vanaand wil ek kom sit en rook, dag gaan rook, en ek sê vir hom, dit gaan nie gebeur nie. En hy los my toe daar weg. Hulle kom toe terug, hulle sê ook hulle aanvaar dit. Maar om uit die gangs uit te gaan, betaal jy met jou lewe, soos ek sê. Hulle kan jou doodmaak, omdat jy baie weet, en baie inligting het, van wat in die gangs aangaan. En hulle het my gelos, hy het gesê, ons gaan jou los, maar net nie 'n stinktrap gee nie. Sorry vir die slang, daai strongslang. Stinktrap beteken, moet nou nie droog maak nie. Nou nie sê, jy gaan dit, en dan gaan doen nie anders doen nie. En dankie Here, deur sy genade het ek gehou by my hou, en geloop waar ek loop, obviously waar ek vandag staan, en in isolasie, en ek kon nie uitkom nie, ek kon nie kerk toe gaan nie, daar was nie kerk op binnekant nie, weet jy, sit tussen hierdie klomp mense, elke kant rook hulle dagga, dit stink daar binne, dit is nie, ek dink dit was 40 ouens in 'n sel gewees. So jy slaap een ou onder, dan is daar 'n bankbed, en dan is daar nog 'n bed, so is 3 beddens op mekaar. Dis hoe jy bly, so 40 ander ouens, 40 ander rastas, en dis al hierdie snaakse goeters daar binnekant. En ek bid vir die Here, en ek sê, Here, ek moet hier uitkom, ek kan nie hierso nie, ek kan nie. En hulle skuif my toe na D-seksie toe, en ek gaan werk in die werkswinkels, begin my vakleerlingskap doen, as 'n mechanic, maar dit het ook nie gewerk nie, want dit is nie die plan wat die Here vir my gehad het nie. En ek lê een hand op my bed, 2004, en ek sê, Here, wat wil jy met my maak? Ek sit in hierdie groot plek, tronk, is amper 4000 gevangenes. Ek sit hier, wat wil jy met dit doen? Ek kan nie net hier sit en niks doen nie, ek kan nie passief wees. En die Here gee vir my woord, en hy sê vir my, ek moet uitgaan op 'n droom. Hy sê vir my, en in die droom sien ek
hoe gaan ek uit? Dan vat ek 2 ouens, dan bid ek vir hulle, dan gaan bedien ons die mense. Dan kom ons terug, dan vat ek 2 ouens, dan bedien ons hulle, dan so die hele tyd, in en uit, in en uit. En ek sê vir die Here, wat is hierdie? En ek verstaan nie dit nie. En ek het nie die Bybel geken nie, ek het nie eens geweet wat Genesis in die Bybel nie, so erg het was. En ek bid daaroor en ek sê, reg Here, ek sal dit doen. En ons begin 'n groepie met 5 mense, wat ons by mekaar kom, ons bid, lees die Bybel, en dan gaan bedien ons die mense. En in 14 maande het dit gegroei van 5 mense na 64 mense toe, waar die Here regtig mense bygevoeg het. En as hy sê mense byvoeg, mense wat uitverkoop was vir die Here, ouens wat honger was vir die woord van die Here, ouens wat wou verander het. Glo my, mense kan verander. As die Here my kon verander het. Kijk, ek dink hy was erger as Paulus gewees. As hy my kon gered het, en my uitgehaal het, en my gesit het waar ek is vandag, van 'n slaaf na 'n seun in die huis. Dis net bonatuurlik, dit kan net God wees wat dit doen. Geen mens kan dit doen nie. En ons begin die groepies, en ons, elke week het ons 'n selgroepie, en ons noem dit almal Gluglu. Ek noem die selgroepies almal Gluglu. So daar's leiers, ek kry leiers onder my, ek het 12 ouers onder my gekry, soos Jesus 12 disippels gehad het, en ek het die ouens begin train, koop, woord geleer, skrif geleer, en gesê, gaan leer julle die mense, want ek kan nie 4000 mense bedien nie, dit is onmoontlik. En dan gee vir hulle die opdrag, soos Jesus vir ons gesê het, gaan uit, gaan maak disippels, doop hulle in naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, en hulle het dit gaan doen, want daar was vrug gewees daarvoor. En ek stap die pad daar binnekant, en die Here gee vir my beloftes, en hy sê vir my, daar's 4 beloftes wat hy my gee. Hy sê vir my, as jy met jou hele hart, siel en verstand in hierdie plek loof en prys, sal ek jou vroeër uit die gevangenis laat uitkom. Dit gebeur nie. Die tweede plek is, laat almal Jesus Christus sal ken as hulle redder en saligmaker. Dat die gevangenis 'n Bybelskool sal word, waar mense se koop in die trein. En die laaste een kan ek nie onthou nie, maar wat ek op fokus is die vroeër uit die gevangenis uitkom. En Paul en Silas, julle weet wat hulle gedoen het, né? In die tronk, wat hulle gedoen het, gesit en sing en die Here geloof en prys en hoe paar gaan die deure oop en daar gaan hulle uit. En in die gevang, dis nie moontlik nie, dis onmoontlik. En ek doen die werk van die Here, want die Here gesê doen my werk en ek sal dit vir jou doen. En my fokus was nie om uit te kom, my fokus was om dit te doen wat die Here my geroep het om te doen. In die gevangenis, selgroepe te plan, mense te hoop, te train. My bynaam in die gevangenis was Malkoppie. En my kop het uitgehaak vir die Here, regtig. Ek het stoep het goed aangevang. Ek het vlag gehad, seker groot vlag. Groot. Seker so 3 meter by 3 meter, 'n rooi vlag. Dan sê ek daar in die seksies, en dan loop ek met daai vlag, dan pleit ek die bloed van Jesus Christus oor daai seksies. Môre het ek my groen vlag, dan sê ek daaraan, dan pleit ek lewe oor daai. Volgende dag het ek my kamervlag, dan pleit ek daar so, Here, is nou oorlog voor, en nou bind ek elke demoon, elke ding wat nie van jou af is in die seksies. En die Here het regop begin werk, in die opsig dat die gevangenes so begin verander het, dat die messteek het minder geword, die verkrachtings het minder geword, die korrupsie het minder geword, die Here het regtig net begin, bonatuurlik, die lig uit daai plek het laat skyn. Hoe mense na jou toe kom, ek het 'n kantoor gehad, ek dink dit was die enigste in die tronk wat 'n kantoor gehad, ek het my eie kantoor gehad, en laat die ouens daar aankom, en net daarop kom sit, en net niks doen nie, net in daai teenwoordigheid van die Here wees, want ek het in die oggende, elke oggend 3:15 opgestaan, ek het gaan stort, en dan het ek my Bybelstudie gedoen, tot 6:00, dan het ek gaan eet, dan het ek van 8 tot 9 het ek gebid, net woord bely die hele tyd, en dan het ek nou obviously die counseling gedoen, en die ouens bietjie gehelp op binne. Maar net daar kom sit in die teenwoordigheid van die Here, ouens wat stikkend is man, harde kriminele, wat net kom sit en net huil, en net sê, weet jy wat, ek wil hê wat jy het, ek wil hierdie lewe hê. Ons weet wie jy was, ons weet waar jy is, wat nou. So ek het baie ouens daar binne gehelp, en by die Here uitgekry, en nie ek, nie die Here deur my natuurlik. En so in my kantoor gesit, in die oggende, net lekker worship musiek geluister, en as ouens afgevoel het, hulle geweet waar om te gaan. Nie oor my nie, die teenwoordigheid, want die Here was teenwoordig, dit was net so salwing. As ek in die gange afgeloop het, nou, Boksburg gevangenis, van die een punt van die tronk tot die ander punt van die tronk, is 1,1 kilometer lang, wat jy loop. So as ek aan die gang afgekom het die ouens geduik, in die seksies weg, die gang is skoon, want hulle het geweet, hoe gaan my of evangelize, of hy gaan die duiwel uitdryf, of hy gaan vir my bid, of hy gaan iets met my aanvang. Die ouens,
nie bang vir my nie, maar die woord, die teenwoordigheid van die Here, weet, want ek het in daai salwing geloof van die Here, wat ek nog steeds doen, en ek sit in die tronk nog steeds, en ek begin hierdie goed bely by die Here, van my sê, Here, hier is om my vroeg uit hierdie gevangenis uit kom, en hulle roep my eendag in, hulle sê, weet jy wat Louis, hierdie het nou gebeur, ons gaan jou uit die gevangenis laat gaan, 20 maande voor my vonnis verby is, bonatuurlik doen die Here wonderwerk, 20 maande, kom ek vroeër uit die gevangenis uit, dit gebeur nie, hierdie goed gebeur nie, en dis net die Here wat dit kan doen, en hulle 20 maande voor die tyd gaan ek in die ouens kan dit nie verstaan nie, ek sê, ja, maar ek het dit bely, ek het dit gespreek, ek het dit geglo, ek het gesien wat die Here kan doen, en ek stap daar uit, 5 Julie 2005, 'n vry man, sonder parool, sonder enige van hierdie swaarde oor my kop van die gereg en die geregtigheid en al hierdie goeders om en rondom jou wat jy die hele tyd verhinder, wat jy kan doen wat jy wil doen vir die Here nie. En ek stap daar uit 2005. Ek het niks nie. Ek het 'n sweetpak in my lyf, dis wat ek het. Besit niks nie. In die tussentyd het die Here my verhouding met my ma herstel. Bonatuurlik ook. My ma het my kom kuier eendag. Ek het vir 'n brief geskryf, sê mami, ek het my lewe verander. Ek dien die Here nou, ek is nie meer die persoon wat ek is nie. My ma het vir maande gestry met die Here oor dit. En die Heilige Gees sê vir my ma, ry net gaan kyk. Moet nie kyk hoe Louis, dit het nog sleg gelyk, my oë is nog swart onder. En sy sê, die Here sê, kyk net na Louis se oë, dis al wat jy doen. Moet nie kyk hoe hy lyk sy voorkoms, kyk net na. En my ma sê, toe sy my oë sien, toe lyk dit soos smaragde. Weet jy wat smaragde? Dit is 'n mineraal, is soos 'n diamant of 'n ding wat baie mooi is. En sê sy vir my, die eerste keer in my lewe het ek nie vis oë nie. My oë was vis oë, sê sy, ek het vis oë gehad. Die vis het mos nie lewe in sy oë gesien, doodgeslat het of gemaak het nie. En so die Here herstel my verhouding met my ma, met my susters, 'n goeie verhouding opgebou oor die jare. En ek kom uit die gevangenis uit in 2005 met niks nie. En ek sluit aan by gemeente, en die gemeente het my geondersteun in die gevangenis. Ek het om my werk wat gedoen het ek submit onder die pastoor en met die selle en goeders. En ek sluit daar aan en ek maak vir my 'n 6 maande plan, 6 maande plan. Okay, in die volgende 6 maande wil ek hierdie doen. Ek wil my lisensie hê, ek wil 'n kar hê, ek 6 maande. 4 maande, toe het ek my kar klaar, ek het 'n kar klaar betaal, ek het 'n gevolge gemeubileerde woonstel gekry. Ek werk vir 'n ou, ek werk as 'n carpenter, soos Jesus 'n carpenter was. Ek het nou tafels geskier en goeders, ek kry R350 'n week, wat nie geld is nie. Maar uit daai geld uit het ek kon vir my 1 keer 'n week 'n bederfie koop, het ek my ration chips gekoop. Die ander geld was petrol en deodorant en wat ook al, so om te kan lewe. En ek stap die pad buite, nog steeds saam met die Here, en ek is dankbaar vir alles wat hy gedoen het in my lewe. Kyk, die gevangenis is nie 'n maklike plek nie. Die lewe daar binne is nie maklik nie. Ek weet mense sê ja, hulle kry, en jy kry dit nie. Weet, ek gesien hoe ouens verkragt word, hoe ouens doodgesteek word, hoe ouens met slotte geslaan word, hoe ouens seer gemaak word. Ek het 'n ouetjie gehad wat saam met my gedien het. Hy was 'n big 5, hy het 'n Christen geword. Nou, hy het nie die kerk skoon gemaak. So ons kerk was omtrent so groot soos hierdie, presies soos hierdie, en dan die doopbad was ook so in die hoek gewees. So hy het altyd vir ons gaan skoonmaak in netjies en uitvee en water en tap as hy ons gaan doop. En hulle het hom gesê, jy het 'n keuse, jy los Jesus of ons verkragt vir jou. Hulle het hom om die nag verkragt, hy was al dood gewees, maar hy het gestaan vir Jesus. Hy is eventually dood van vigs in die gevangenis oor die wat nou met hom gebeur het. So dit is nie 'n maklike plek gewees nie, en om tussen daai mense te lewe en te loop en te sê ek is 'n Christen, ek dien die Here. Ek gaan nie vir julle terugstaan nie. Ek is lief vir die Here, ek doen sy werk en so die Here het my geseën daar binnekant, bonatuurlik. Hoe ek sien hoe mense getransformeer het, hoe mense verander het. En ek wil julle bemoedig vandag. Kyk, buite hier in die buitewêreld ek is nou 21 jaar uit die gevangenis uit, dat ek die Here dien my hele hart, siel en verstand. Ek het geen behoefte om terug te gaan na my ou lewe toe nie.
drank en dwelms en dit is nie opsie nie. Partykeer kom dit by my op, ja, ek kan gou plan maak, raak lus vir 'n bier, raak lus vir 'n sigaret, lewe is hard hier buite. Dit het my 2 jaar gevat om in te skakel met die samelewing. Ek kon net nie cope hier buite nie. Ek kon net nie gewoond raak aan die toue in die winkels nie. Ek kon net nie gewoond raak aan die verkeer nie. Ek kon net nie verstaan. Dit is net te besig gewees, maar ek kon nie, dit het my 2 jaar gevat. My vrou het my daarom mooi gehelp, weet, om terug te kom in die samelewing in. En ons is getroud, ek en Martie in 2007, né? Dink so. 2007, ek is seker nie. Nou Martie is Frikkie se suster, met wie ek getroud is. En ek het haar ontmoet, haar boetie het ook in die gevangenis opgeëindig en hulle het 'n ondersteuningsgroep gesoek en ek het ondersteuningsgroep gehad vir mense. En dis hoe ek nou vir Martie ontmoet het. So Martie is 'n besondere mens, is baie lief vir haar. En ek het bel haar een aand, ek sê vir haar hierso, ek het jou net gesien hier by Mag & Bean in Boksburg. Maar toe ken ek haar seker maar 'n paar weke, sê vir jou gaan ek trou. Né? Jy gaan my vrou wees. Ek hou van jou. Sy sê vir my, wag, wow, kom ons wees net vriende en dan kan ons later na die goed toe gaan. Maar ek het my fokus, ek het geweet in my hart is my vrou, want die Here het my die woord gesê. Jou vrou sal uitstaan tussen al die ander vroue. Jou vrou sal besonders wees, soos 'n roos tussen die doringtakke. Dis 'n skrif in die Bybel in Ecclesiastes is dit daarso. En so ja, ek en Martie is getroud. Ons het 3 seuns, Sommerloos en Timmy. Ek glo ons is suksesvol in dit wat ons doen, maar omdat die Here deel is van dit. Alles wat ons doen, ons keuses wat ons maak, doen ons nie sonder die Here nie. Ons beplan nie sonder die Here nie. So ek wil julle vandag, ek weet ek het nou baie gepraat, ek weet nie of ek nog tyd oor het nie, maar ek wil vandag vir julle sê, deel jou storie. Wees meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Julle almal het 'n geskiedenis, almal het 'n verlede, almal het iewers 'n seer gekry in die lewe. Iemand het jou vernietig op 'n manier, fisies, psigies, miskien liggaamlik, maar die Here is baie groter as wat ons omstandighede is. Vertrou hom en die skrif wat ek wil sê is vergeet van die dinge wat agter jou is en druk uit na die dinge wat voor jou is. Want die woord sê as jou hand op die ploeg sit en jy kyk konstant terug, kan jy nêrens heen gaan nie. So ek kan nie die hele tyd my verlede, ongelukkig is ek gelabel vir die res van my lewe. Is ek gelabel as 'n krimineel. Mense in die wêreld sien my as hierdie krimineel, hierdie ou wat nie kan rehabiliteer nie. Ek het gerehabiliteer, almal sit en wag vir my val. Ek lees vanoggend gou statistieke oor hoeveel mense rehabiliteer. Tussen 40 en 60% die eerste 5 jaar fail met rehabilitasie, met alkohol en dwelmverslawing. En na 5 jaar word dit 15%, dan is dit 'n bietjie beter. So in daai tydperk van 5 jaar, of in daai eerste 5 jaar, gaan jy ten minste 5 keer val voordat jy kan rehabiliteer. En dan na 5 jaar is dit 15% wat dan rehabiliteer. So ons sit met 'n groot krisis ten opsigte van alkohol en van dwelmmisbruik en alles wat gebeur. Julle sien wat gebeur. Ek hoef julle nie te vertel wat gebeur nie. En dis net die Here wat dit kan herstel. En ons het 'n verantwoordelikheid as die liggaam van Christus om die mense te gaan vertel van Jesus wat hy in my lewe gedoen het. Dis bonatuurlik. Dis net hy wat dit kan doen. Niemand kan dit doen nie. Ek kan nie uit my eie uit het geprobeer, ek het gefaal. Meer as 1 keer. Ek was 8 jaar in die gevangenis. Ek 8 jaar 'n bandiet gewees wat ek daar in 'n tronksel gesit het. Dis lank. Hier weer daai gesegde wat sê 1 dag is soos 'n maand en 'n maand is soos 'n jaar en 'n jaar, ja, dis daai. 1 dag aan binnekant is verskriklik lank. 23 ure in 'n sel toe te sit, soos 'n dier toegesluit. Jy kom 'n uur daar uit en jy kan gaan bietjie buite loop of wat ook al. Dan moet jy nog jou bek op kyk. Agter jou, die wie gaan jou steek met 'n mes of slaat met 'n slot. So jy's ook nie regtig, jy ontspan nie. Jy sit eerder in die sel. So jy's 23 ure as jy toegesluit van die 24 ure dag. En dit baie keer as jy gelukkig is, dan kan jy uitkom. Kos horrible. Pap en opgekookte koolblare is nie lekker nie. Dus kyk is nie ons stapelvoedsel nie. Ons hou van braai vleis en lekker eet. En daar binne nie maar eet dat jy kry anders gaan jy doodgaan. En jy sal nie doodgaan, jy kry net genoeg om van te lewe. Kry in die oggende, kry jy 2 snytjies brood met jou slappap. Middag kry jy katkop, maar nie 'n regte katkop nie. Hulle noem dit 'n brood. Hy's so dik gesny, is 'n katkop. En dan vanmiddag ete kry jy nou obviously op in jou kool. So dit is nie 'n lekker lewe gewees nie, maar ek is dankbaar daarvoor.
Ek is vergenoegsaam met dit. Want as ek nie daar uitgekom het, waar sou ek vandag gewees het? Ek sou nie hier gestaan het nie, ek glo nie ek sou hier gewees het by julle vandag nie. Ek sou julle nie geken het nie, want ek sou dood gewees het. Of vir overdose, of dood, soos gesê, geskiet, of wat ook al. So, vandag, ek hoop van harte dat julle iets kan vat uit dit uit. En weer die Here is groot. Ek het nie baie uitgebrei vandag nie. Die tyd is beperk en ons het soveel aspekte om oor te praat in jou getuienis. Maar wat ek wil sê is, as jy sukkel om te getuig of vir iemand iets te vertel, dit is baie eenvoudig. Paulus sê dit vir ons. Wie was jy voor jy Jesus ontmoet het? Hoe het jy Jesus ontmoet en het jou lewe verander na jy Jesus ontmoet het? So dit gaan nie, jy fokus nie so baie op die lewe voor dit en hoe jy ontmoet het nie, dis hoe jy Jesus ontmoet het. Die pad wat jy gestap het. Ek glo julle almal stap 'n pad saam met die Here. 'n Lang pad, harde pad, 'n lekker pad, 'n seer pad. Ek en my vrou was 3 keer bankrot gewees in die 12 jaar wat ons getroud is en elke keer het die Here vir ons opgestaan, ingetree, vir ons voorsien weer bonatuurlik. 5 jaar, 6 jaar terug, 7 jaar terug omtrent, verloor ons alles. Ek moet 'n stupid besigheidsbesluit maak. Verloor ons kar, ons huis, verloor my vrou, my kinders. En nog steeds kom herstel die Here dit. Nog steeds sê die Here, Louis, ek het 'n plan met jou. Die planne wat ek vir jou het is goeie planne. Die planne wat ek vir jou het is planne om voorspoedig te wees. Ek wil die beste vir jou hê, maar ek moet my beste gee. Ek kan nie halfhartig die Here dien nie. Jy kan nie vandag hierso en dan môre daar nie. Wees dan eerder koud in die middel of lou warm, of wees eerder koud, of wees eerder warm, maar nie in die middel nie. Jy kan nie vandag vir die boel skree, môre vir die sjaal skree nie, werk nie so nie. Jy is of 'n boel of jy is 'n sjaal. Maar jy kan nie 'n draadsitter wees nie. En dieselfde beginsels vir die koninkryk, jy kan nie 'n draadsitter wees nie. Jy is of vir die koninkryk vir die lig, of jy is vir duisternis, daar is nie 'n ander wy nie. En dis jou keuse wat jy daarvan maak. Die pad wat jy stap, kan mense sien wie jy is. Kan mense Christus in jou lewe sien. En ek weet pastoor Nicolaas leer julle dit. Sorry, ek noem hom Nicolaas, sy naam is Nicolaas, julle noem hom Nico, maar ek noem hom Nicolaas, want sy naam, ek glo 'n naam dra 'n krag. My naam is Louis, en dit beteken warrior. So elke keer as julle sê Louis, dan spreek julle warrior oor my. Elke keer as ek Nicolaas sê, dan sê ek seun van God. Verstaan jy? Jou naam dra betekenis en ek is baie gefokus op dit om mense op hulle name te noem, die regte name. So ek wil dankie sê vir julle tyd vanoggend. Ek weet julle tyd uitgekoop om hier te wees vanoggend en ek glo julle is op die regte plek gewees vanoggend. Om net te hoor in kort. Ek wil net sê hardloop die wedloop. Moenie angstig rondkyk links en regs nie. Die Here sal voorsien. Ek weet nie waardeur jy gaan nie. Ek weet nie omstandighede nie. Maar die Here ken die omstandighede. Die Here weet wat jy nodig het. So slaan jou oop na die berge waar jy hulp vandaan kom. En ek wil afsluit met Psalm 23. En hierdie het vir my 'n openbaring in my lewe geword. Juis omdat my pa nooit 'n goeie vader was nie. Ek kon nie geassosieer het met God glad nie. Ek kon nie, want my pa het my geleer, God staan net daar reg om jou te slat en jou te voeter met sy stok en sy staf en alles. En so 'n paar jaar terug moes ek 'n kursus doen en ek moes gaan kyk het na ons familieverlede. En ek loop eendag aan die pad op en af 'n canvas. En daar is so 'n klein seentjie en sy ma daar in Johannesburg sit hulle langs die pad en hulle bedel vir geld. En die Here sê vir my, nooit weer sal jy 'n weeskind wees nie. Ek weet jy voel soos 'n weeskind, my sal nooit weer 'n weeskind wees nie. En die Here gee vir my hierdie skrif en ek gaan dit vir julle lees. En dis wie God vir my is. Hy is nie net vir my 'n karakter of 'n prentjie nie, hy is 'n werklikheid vir my. And it says, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will not fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sien, my pa het altyd gesê die rod en staf is wat? Om my te voeter. Om my reg te ruk. Verstaan jy? Nee, it's to comfort me. 'n herder het 'n daai ding wat so lyk, is 'n staf, né? Om die skaap na hulle te trek, om hom terug te kry by hom. Dan sê you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head and it overflows, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life,
And I will dwell in the house of the Lord forever. En hierdie het 'n werklikheid vir my geword van wie God is. Hoe hy my beskerm, hoe hy my lei, hoe hy aangesig in my aangesig, my vyand se aangesig, 'n tafel voorberei vir my. Baie mense teen my gekom, baie mense gaan teen jou kom. Maar ek staan net terug en ek sê, Here, weet jy wat, ek gaan stil wees en weet, U is Here. U gaan hierdie ding, hierdie wat gemors wat nou hier gebeur, ek weet, U gaan dit uitsorteer. En ek het dit al gesien in my lewe, die pad wat ek gestap het. Mense wat my te na gekom het. Ek los dit. Want ek kan nie met kwaad vergeld nie. Ek moet met wat doen? Met hoflikheid, met goedhartigheid. Kyk, daar is niks wat ou so kwaad maak wat jou seer gemaak en jy is lief vir hom. Kyk, daai wiskunde maak nie lekker sin nie. En sê, weet jy wat, ek vergewe jou. Gister by die rugby, staan ek daar agter die kinders, en hierdie een laaitjie wip om daar, ek weet nie wat die ref gedoen het, my skop die waterbotteltjies raak, my skop my toe nou met 'n bottel op my gesig. Ek het my nou obvious vererg, sy Lewiete vir hom voorgelees. En toe ek nou wegloop, onmiddellik klaar die Heilige Gees my aan, en sê, Louis, jy kan nie dit doen nie. Ek draai om, stap na hom toe, ek roep hom, sê, Boeta, ek is jammer, vergeef my, ek het geen reg gehad om so met jou te praat nie. Sal jy my vergewe, asseblief. En ek kon dit in daai kind se gesig sien, die verligting, die weet net daai van, Jesus, weet jy, die oom is meer kwaad vir my nie. En dit is die gesindheid wat ons in die lewe moet hê. Die lewe gaan jou gooi met klippe, die lewe gaan jou gooi met challenges, is hoe jy dit hanteer. En so vanoggend, maak nie saak wat jy in jou lewe face, as ek daai woord kan gebruik. Vat dit soos dit kom. Maar weer die Here bly en weer. God slaap nie. Hier sê hy dan, hy gee vir ons alles wat ons nodig het. Weet vandag, die planne wat die Here vir jou het, is goeie planne. Hy wil uitlig, hy wil oplig. Daar waar jy op universiteit is, daar waar jy in skool is. Skyn nie lig, man. Ek is nie bang vir mense nie, ek is nie bang om van Jesus te praat nie. Wat kan hulle doen? Met doodmaak. En dan, as ek in elk geval wil, wat het hulle gekry? Niks nie, ek het gewen. Want ek is in sy teenwoordigheid. So ek lewe vir sy teenwoordigheid. So baie dankie vir julle tyd. En net weer dankie sê vir Swys en die kerkraad en almal wat my die geleentheid gegee het om hier te kan wees vanoggend. Dis lekker, dis my tweede huis hierdie. Ek het 'n huis in Johannesburg, ek aanbid by Woord en Lewe, by pastoor Ronaldo Barnard. Maar as ek daar is ek hier. As ek hier is ek daar. So ek is tussen iewerste op 'n Sondag is ek iewerste. Maar dit is altyd lekker om hier te wees in die gemeente. As ek sien hoe dit gegroei het en dit verander het die laaste, hoe lank 6 maande, 7 maande, waar die Here regtig werk in die gemeente, die mense groei. Ek sien hulle nie elke dag nie, maar ek pastoor praat baie. Ek is 'n almabeheerder, weet julle wat dit is. Ek bid en tree in vir daai elke dag. Dat die Here my kan help. Want hy het genade nodig, hy het regtig 'n groot taak. So ek stap al 'n pad saam pastoor Nico vir seker omtrent 12, 13 jaar. As julle nou wonder waar kom ek in die prentjie in. Ek het hom in 'n bediening ontmoet en ons stap die pad saam, ek en hy. So ek is baie lief vir hom, ek is baie lief vir my Angelique vir die ene en Boetie wat in Amerika is en skoonsussie en Babietjie natuurlik. So ek wil net vir julle dankie sê vir die geleentheid, dit is regtig 'n voorreg. En mag julle geseën wees in hierdie week wat voor julle lê. Gaan dink oor dit wat ek gesê het. Want pas dit toe in jou lewe waar jy kan. Wees lief vir mense. Dis nie maklik nie om vir mense lief te wees nie. Nie as hulle jou te na kom nie. Waar kom hulle jou te na wees as jy is lief vir hulle? Weet sê vir my, ek verstaan dat ek weet nie wat daai ou deurgaan nie. Johannesburg is erg. Daar so ek oral is ek 'n groot bord, be human. Be dit, be that, be hierdie, be nice, be kind to the taxi drivers. Jy weet, nou ek vuil uit dis elke dag. So as ek my groot bakkie ry dan weet ons ek baas. Ja, dan ry ek dan die taxi's my pad vat hier voor my. So maar ja, dis 'n voorreg en baie dankie vir julle tyd vanoggend.